Kan wees. Eerstens, ek dink ek moet net 'n bietjie agtergrond skep. So ek het ek het iewers op social media geskrol, die storie hoe ek by uitgekom het. En ek dink my feeds of iets is nie lekker nie, want ek is verskriklik as daar 'n proses is. So my social media feeds is alles soos 'n grasperk wat nog nie gesny is in 6 jaar nie, en dan kom iemand en sny hom so vinnig en dan is hy netjies en dan so ek dink dis hoe ek by jou uitgekom met die tande. Hier skewe tande en daar's reguit tande en toe eventueel dan is dit. En toe ek dit begin volg en toe ek en jy begin praat, ons het nou net daaroor gepraat. Toe sê jy vir my, hoorie, as hierdie ding gaan soos bietjie oor entrepreneurskap, dan moet ek jou man intrek. So Adrian, super dankie dat jy by is. Ek het obviously toe die rabbit hole gevat na jou kant toe en dit is amazing om te sien waarmee jy besig is. En toe ek jou Instagram oopmaak, toe weet ek ons gaan redelik ons het dieselfde belangstelling want jy skiet ook alles wat voorkom. So ja, die vrouens moet net nooit weet wat dit kos om alles te skiet wat voorkom. Dis maar die ander ding. Ja, dit is net nog 'n scout. Ja. So hoor julle super dankie. Ek dink dit is 'n ja, ek dink so het voor die tyd op sê mens vat min tyd baie keer om te stop en te sê okay, hoorie. Soos jy het net gesê, die paadjie om hier te kom, jy moet nou eintlik gedink het hoorie. Dis wat so veel goed wat jy mis, maar as mens dit kan vasvang, miskien op so 'n platform, eendag gaan jou kinders miskien kyk, ek weet nou nie of hulle sal belangstel in nie, maar kyk en sê, hoorie, my pa het dit gedoen, my ma het dit gedoen, so dit is, ek dink is goed dat mense dit doen baie keer. En dit is vir my interessant, want ek wil net die storie hoor van hoe dit gebeur het, so nee, super dankie dat julle ingestem het. So, ek gaan begin. Hierdie het ek by Discam gekoop nou net. So, ons gaan 'n game speel. So julle moet hierdie opsit. Dan gaan ek vra. Net om 'n ysbreker te doen. En ek gaan vra en dan mag jy nie praat nie. Jy mag net wys of jy of jou man of vrou. Okay. Daar's hy. Eers na die tyd sien. Ja, ons sal as dit gepost word sal julle kan sien. Alraai, die vrae is in Engels. Okay. So nice. Jy lyk soos 2 swart baie. Okay. Net na jou wys of na jou vrou of man. Maar jy mag nie voel nie. Jy moet mekaar nou los. Ek weet hulle Ja. Okay. Yes. Okay. Alright. Who is more likely to forget where they parked the car? Jy mag nie comment nie. Jy moet wys. Kan ek myself ook Jy kan, jy moet. Alright. Who takes longer to get ready in the morning? Oh ja. Who is a better cook? Okay. Who is more likely to start dancing in the middle of the living room? Who is more likely to lose their keys? Who is the biggest spender? Who is more likely to binge watch a TV series in one sitting? Who is more likely to bring a business topic up during dinner? Who has the better sense of direction? Who is more likely to sing in the shower? Yeah. Okay. Who is more likely to talk to strangers? Who has the messier workspace? Who is more likely to fall asleep during a movie? Who has the better friends? Alright, dankie. Julle sal nou nie weet wat ek sê is, so sal dit maar later wys vir.
Ek dink ek weet wat hy wil antwoord, of wat hy antwoord. Ek wou soos net 'n follow-up ietsie sê, nou elke ding wat ek geantwoord het. Jy wil myself verduidelik, ja. Ja. Ja, weet jy, okay, ek dink om te begin, one-liner, as dit soos 'n Instagram bio is, wat doen jy, Esmerie, en wat doen jy, Adrian, vir 'n lewe, as mens jou moet beskryf? Okay. Jy weet wat jy doen. Ek is 'n tandarts wat spesialiseer in facial aesthetics. Ek sal nou net daaroor uitbrei, maar ja, dit is Yes, ek weet nie, hè. Ek hou van besigheid. So 'n bietjie besigheid is om te doen, dan is ek daar. Sê net waar mense betrokke. So op die oomblik konsulteer ek vir 'n Finse mediese maatskappy. So ek bestuur hulle Suid-Afrikaanse tak basies en dan aan die kant bou ek 'n teleskoopbrand. Goed, lekker. Dankie. Okay, ek dink kom ons begin by die paadjies hoe julle mekaar ontmoet het, tot waar julle mekaar ontmoet het. Ek dink Esmerie, as jy wil eers gaan. Ja, ek sal eers gaan. Okay, so ek het ja, ek wil eintlik net 'n bietjie agtergrond so ek wil uitbrei op daai wat ek gesê het ek's 'n tandarts wat spesialiseer in aesthetics. So toe ek in my gemeenskapsdiens was, het een van my baie goeie vriendinne wat ook 'n tandarts is. Sy het vir my gesê, "Hoorie, kom ons gaan vir hierdie kursus Botox." En dis actually wat is dit? En toe sê sy nee, dit is jy weet anti-aging medicine. Sy het ook nie baie geweet nie. Sy was nee, dit gaan goed wees vir ons CV's, kom ons gaan. Maar ek het eintlik toe nou klaar werk gehad, maar ek sê well why not? Ek sal sommer toe gaan. So ons gaan toe na die naweek en die ou wat ons toe nou getrain het toe nou vir my eventually werk aangebied na dit. En dis kind of waar my lewe verander het, dink ek. So ek het so 10 maande in privaat praktyk het hy my gekontak. Toe sê hy vir my, hoorie, hy maak 'n praktyk op wat ek nie vir hom kom werk nie. En dis kind of wat hy ook doen. So hy's ook 'n tandarts, hy het training en goeders aangebied, maar hy spesialiseer eintlik in alles buite die mond. So hy doen voortande en hy doen anti-aging buite die mond live wat ook al. So in Suid-Afrika kan tandartse ook facial aesthetics doen, maar ons het 'n bietjie debat daaroor. So ek sê altyd ek voel of ek soos gevang is tussen twee wêrelde. Want tandartse dink jy is nie regte tandarts want jy doen anti-aging en anti-aging mense sê jy is nie eintlik jy kan nie eintlik anti-aging doen want jy is eintlik net 'n tandarts. So daar's 'n hele maar ek love wat ek doen want dit voel vir my ek meen tandartse kan altyd doen. Ek dink dit is amazing dat jy die hele ding vir die pasiënt kan gee, die hele approach kan gee. So ek het toe nou gaan 10 maande later het ek toe nou vir hierdie plek gaan werk. En dit is toe net presies daai tyd wat Adrian ook vir 'n dental company begin werk het. So hy het ook in dental, hy kan nou maar sy eie storie vertel hoe hy in dental opgeëindig het, maar ja, so ek het net vir hulle begin werk en hy het net vir daai company begin werk. En ek dink ons praktyk wat nou opgeset was sy eerste deal by daai company. En ja, the rest is history. So wat sê jy? Ja, hier sit ons nou. Hier sit ons nou. Hoe het jy begin, Adrian? Ek het so lank storie oor. Hoeveel tyd het ek? Ek het direk na skool toe ek in Pretoria inkom van Bloemfontein af het ek 'n gimnastiek besigheid gehad. So ek was 'n Springbok gimnaas en ek het gimnastiek afgerig. En ons het die klub begin en gehardloop en alles goed gegaan. En toe het ek deur 'n kontak Wag, kom stop dit gou daar. Was jy 'n gimnas? Soos proper gimnas? Ja, ek was 'n ure wat jy daar ingesit het? 6 ure 'n dag voor 'n groot kompetisie. Ek het een van ons beste vriende in Klersdorp, sy was ook, maar haar pa kom al 11 uur elke dag by die skool, dan sy begin oefen. Sy het soos 'n deal met die skool gehad. It's crazy. Ja, so ons het, ek was obviously toen al na skool, wat ek saam met die Protea span geoefen het by Tuks, en dan het ons die oggende is maar 6 tot 8 'n sessie, dan het jy af, jy kan nie werk eintlik nie, want dan jy weer 11 tot 1 'n sessie, en weer 4 tot 6 vanmiddag 'n sessie. Weet so daai tyd het ek nie gewerk nie, bietjie geldjies met my ma gekry, en bietjie afgerig hierso, en bietjie dit gedoen, en bietjie dat gedoen, en toe het ek eventueel my eie skool begin, toe ek nou ophou self deelneem, en toe het ek so deur 'n kontak toe ons besef het, jy weet, dit gaan nou ook nie eintlik heeltemal volhoubaar dalk wees in die long run, is nie wat ek wil doen noodwendig vir die res van my lewe nie, het ek oud gebel en gevra is,
kan hy dit doen? Kan hy iets leer? Dus ek dink ek kan. En geen dental agtergrond gehad nie. Hulle het my toe aangestel as 'n rep en ek het hom maar so begin leer. In daai eerste jaar het hulle my baie opleiding gegee en wat en so het ek maar begin in die dental trade verkope doen. En ja, fast forward so 'n paar jaar was ek toe nou die salesbestuurder by hierdie Duitse maatskappy wat hulle goed uitgekiet het en ja. Met julle mekaar. Ja, dis ons ontmoet. Ja, dis ons ontmoet. Okay. Maar dit is baie beskeie. As ek my storie moet vertel, sal dit Vertel het. nee, is raar, dit is impressive wat hy gedoen het. So ja, hy was so passievol oor gimnastiek en ek mense wat hy nou gesê al hierdie ure daarin en soos van niks weet nie. Hy het rarig soos met sulke piepklein. Ek onthou nog toe ons ontmoet het hy vir my gesê hy het hierdie gedoen en toe sy maal is soos weer jy moet nou 'n regte werk kry want soos hoe gaan jy eendag soos vir 'n familie sorg want hy wil net gimnastiek gedoen het en hy was ook in Bybelskool, hy was baie passionate oor en hy het baie passie enigiets wat hy doen het hy dis hoekom hy so goed is daarin dink ek maar ja en toe is dit nou net soos dit is net so amazing want hy ek sê altyd as iemand vir hom iets vra dan sê hy soos jy weet gaan op jou rekenaar gaan jy 3 kliks links en dan gaan jy af as 'n rooi knoppie en so hy ken rarig alles wat hy doen hy soos amazing hy ken elke liewe ding van en ja soos hy was geheed aan deur die een of die ander of die ja is rarig so Ek dink Adrian, wat se effek dink jy het daai dissipline wat jy moes gehad het vir gimnastiek 'n rol gespeel in dit wat jy nou vandag moet doen? Nee, ek dink is ongelooflik. En ek sê altyd ek sal nooit my kinders druk om iets te doen nie, maar as daar 'n sport is wat ek sal wil hê hulle moet doen, dan is dit seker dit, jy weet, want daai dissipline is baie goed. En as jy daarvan hou en jy is aardgedrewe en jy is passievol oor dit, dan dit is amazing vir jou vir die res van jou lewe, want daar's min goed in jou lewe wat jy vir 6-7 ure 'n dag doen. Baie van ons dis jou werk basies vir dit. So en dan as jy kan doen waarvan jy hou vir 6-7 ure 'n dag, dan weet hoekom nie. Maar jy het op 'n punt gekom wat ek dink jou soos hy nou gesê het jou maal het jy dalk geforseer want hulle het gesien hoor jy sien baie geld in dit nie so jy moet nou begin selfstandig raak. Ja, kyk ongelukkig steeds. Dis nou 14 jaar terug, maar nog steeds vandag daar's geen geld in as 'n professie nie. Jy weet, dit is nie 'n professionele sport in Suid-Afrika nie. Ja. Dit is inteendeel dit kos jou R60,000 om te gaan deelneem. Jy weet wat dan maar altyd afhanklik is van borge of fondsinsamelings of dit of dit. Ek dink wat eintlik so half 'n negatiewe ding op die sport sit want dit is 'n stresvolle tyd. As jy weet jy moet wêreldkampioenskap gaan doen waar ook al in Engeland of in Japan of dit, maar jy moet R60,000 insamel voor 1 Maart. Dit sit baie onnodige druk op iets waarvoor jy jou hele lewe lank voor werk. Ja, so daai hele sonder om nou negatief te raak oor dit, maar daai hele ding obviously druk baie mense van die sport af, jy weet. Jy doen 2 jaar noem dit maar professioneel of in die Springbokspan of wat ook al jy dit wil noem, neem jy deel en daarna besef jy ek kan nie 2 keer 'n jaar gaan deelneem met teen daai kostes en geen inkomste hê en jy kan ook die inkomste regtig genereer nie want jy moet so baie oefen. So dit is jy weet dit werk te mekaar. En die ultimate seker is maar Olympics, is dit nie? Die Ultimate Olympics, ja, natuurlik. Maar jy word ook nie betaal vir dit nie. Nee. So hier en daar het hulle soos incentives as jy nou 'n medalje wen op die Olympics dan kry jy 'n paar rand van SASCOC af iets, maar dit is Het jy eers jou vliegtuig kom. Ja. Het jy gesien daai enhanced games wat hulle gaan uitbring? Ek het nog nie gekyk nie. Dis ouens wat die Olympics gaan rival. Okay. Hulle het baie geld gekry van ek weet nie een of ander Saudi land af Okay. waar hulle nie gaan toets vir enige verbode middels nie. So jy gaan letterlik die 100 meter ouens hê want hulle kry baie meer want hulle kry niks vir die Olympics nie. Ja. So nou gaan hulle deelneem aan ook 'n sporting event wat wêreldwyd gaan uitgesaai word, maar hulle kan nie hulle wow so hulle gaan rekords, ek dink die rekords gaan crazy, dit gaan dit gaan interessant ja, dis 2 ouens hulle het nou gelons, so dit gaan raai. Ja, dis soos live, hè? Soos hierdie golf. Ja, presies dieselfde. Dit is crazy. As al geld betrokke is, dan is dit nie meer werd. Want dit is sleg, want hulle kry nie, jy oefen 6 ure 'n dag van jou lewe, maar jy word nie betaal vir dit. Ja, en ek dink dis hoekom die sport so klein is in ons land, want kom ons wees eerlik oor as almal dit net vir 2 jaar doen en ophou, nou begin die hele, so ons was 'n groep van almal omtrent dieselfde ouderdom wat die hele senior span opgemaak het. Ja. En ons het almal op dieselfde tyd amper opgehou
Vat dit weer lank om. So nou begin die hele proses weer voor en ja, dis hartseer en dis goeie sport, weet, dit is regtig Ja. leer mens baie, maar ek dink selfs van klein tyd af, die ouers ook, as hulle sien die laaitie kan bietjie die bal vang, en hy kan ook 'n mooi waarwiel doen, maar eers ons oefen maar die bal gooi met hom, want hy kan verseker, eerder springbok Maar die passie, ja. ja. Okay. Hoorie, sê gou vir my op Adrian is net so goed met besigheid soos wat hy met gimnastiek was. So, ja. Een passie met die ander een gee. As mens kyk tot daar, wat is die grootste lesse wat jy geleer het tot waar jy mekaar ontmoet? Ons sal nou verder gaan, maar tot daar. Ek dink met jou was dit jy kan dalk nie net 'n tandarts wees nie. Ja, ek dink die een ding, ek het al vir baie mense vertel, maar die eerste baas waarvoor ek gewerk het vir my die eerste dag wat ek by hom begin het, toe sê hy vir my, mense moet altyd leer. Jy moet altyd leer, maar ook wat jy doen nie, leer al uit. Al is dit hoe om dinge nie te doen nie, jy moet net leer. Hy sê en sy eerste baas het dit vir hom gesê. En ek dink dit is iets wat op my gebly het. En dit is so, ek het al vir baie mense gewerk. Ja, ek het kort gebly by elke liewe plek wat ek gewerk het. Ja, ek dink as dit in jou nature is om jou eie ding te wil doen, dan ja. Maar ja, mens moet altyd leer. Jy kan nooit ophou leer nie. Ek weet dit is soos 'n klise, almal sê dit, maar dis rarig so, veral in aesthetics en ook in tandheelkunde dinge evolve. En in die wêreld wat ons nou lewe, dinge is baie fast-paced en ons heeltyd iets nuut. Ek sweer, met aesthetics is regtig elke maand is daar iets nuuts. So jy moet selektief wees, wat gaan jy aanvat en wat nie. Mens kan ook nie alles doen nie. Ja, en ek dink om nie is kind of a jack of all trades te wees nie, dis die ander ding, dink ek groot les wat ek geleer het. Of nie les nie, maar dis hoekom ek kind of specialize in anti-aging en soos ek sê voortaan is ek spesialiseer in wat jy net mooier maak. Mooier en jonger. Ja. So ek doen nie al die basic dentistry meer nie. Ek het mense Wat baie amazing vernoot wat saam met my dit doen. Sy doen meeste van dit in bietjie aesthetics en ek doen meeste aesthetics en voortande. So dit werk lekker. Ja. Wat doen jy? Ek dink vir my op daai stadium wat ek geleer het wat Esmee ook nou gesê het is as jy passievol is oor iets en dit was altyd wat vir my lekker was is ek het altyd betrokke geraak by goed wat ek passievol oor was, jy weet. En maar dis baie belangrik wat ek toe nou op daai stadium vinnig geleer het is dat sodra jy druk aan iets koppel, sodra daar ewe skielik soos met die gimnastiek besigheid, weet ek is so passievol oor gimnastiek gewees, maar sodra daar nou 'n maandelikse check aan die einde van die maand aan dit gekoppel is, dan word dit anders. So ek dink ek het dit vinnig geleer dat jy moet vinnig onderskei tussen passie en weet inkomste, want sodra daar druk aan iets is, dan is dit nie meer lekker altyd nie, jy weet, dan is dit nie altyd Wat jy doen. Ons het baie oor gesprek. Soos ek en Janie, dit is ons ander tandarts. So sy en ek, ons man, man is ook 'n baie goeie vriend van Adrian. So hulle sê altyd vir ons moet 'n hobby kry want ons werk is ons hobby, maar ek dink dis ook die triek. As mens kan en ja, dit klink nou 'n bietjie teenstrydig, maar as mens jou passie jou werk kan maak, dan obviously dit is amazing. So ek dink dit is wat jy met die scouts het, maar regtig met my werk, soos as ek weer moet kies, sal ek weer dieselfde ding doen en ek dink Janie ook, ons albei praat daar, dit is ek kan nie meer dit is soos die amazingste ding om dit vir iemand te kan doen en dit is kind of 'n hobby want dit is bietjie artistiek en word ons betaal of so ek dink dit is as almal dit kan doen, ek meen dis waar jy die meeste van jou tyd spandeer. So dan is dit maklik om So, ja, ek stem 100% saam met haar, maar ek dink baie keer ek kry baie mense en selfs daai tyd saam met Marins ook baie ouens ingebel, baie ouens ingemail sê, "Yes, maar ek het nou koop sakkies hout op Saterdag, ek is passievol, ek het die beste sekelbos, dit ek moet vat net 'n voorbeeld. As ek nou 10 sakkies ekstra 'n maand kan verkoop, dan kan ek my werk los. Maar sodra jy dan jou werk los en daai word jou hoofinkomste, is daar druk op dit. En dan is jou passie heeltemal, weet, en ek het dit daar, dink ek op 18, 19 besef met die gimnastiek, dat, en dit is 'n groot ding vir my nou, jy weet, as jy 'n move maak, moet jy seker wees, jy gaan dit regtig dan nog geniet. Want dit is nou lekker, dit is on top.
Ja. En sodra iets nie meer on top is nie, Ja, is dit dis ook my interessant want jy doen presies wat jy geleer het daai tyd. Jy het 'n myn of eintlik 'n besigheid en dan jou passie is eintlik soos 'n sideline. yes. En selfs met jou, jy het tandarts gehad en toe jy eintlik jou passie want jy het nou gesê jy wil nie meer basic dentistry doen nie. Jy doen nou eintlik dit. So dis is amazing dat dit jy leer uit jou lewe uit en ek dink dis amazing dat jy dit nou kan toepas om dit te kan doen. Van daar af hoe die paadjie toe gegaan toe julle mekaar ontmoet het. Ja, so Audrey het toe ook vir my gesê. Hy dis hoekom ek sê hy's so amazing. So ek nee maar daar. Sy het nie rap verkoop, is wat ek wil sê. Toe ek vir haar sê, hoorie, ek wil dink jy sê sy luister, sy wil nie jy moet met my man praat. Nee, weet jy wat, nou ek het vir en soos ek sê, ek wil nou net weet jy nie wie hierdie gaan kyk nie. So Min mense, moenie worry nie. Daar's die ou wat nou vir my gesê het, luister kom werk vir my wat my nou half getrain het soos ek kan nie genoeg dankie sê vir 'n ou en tot vandag toe nog. Baie van die goed wat ek doen, hoe ek dit doen is hoe hy my geleer het en dit het nog altyd vir my baie goed uitgewerk. Is regtig blessed gewees in hierdie industry. Maar hy wat nou obviously in klomp praktyke kom. Ek was jong, ek was 24 nou, so eerlikwaar jy moet kind of 'n mentor hê. Jy weet niks. As jy 24 jaar, as jy net uit die universiteit het, letterlik jy weet niks. So jy dink jy weet, maar jy kom vinnig agter oor flip it. Okay, so toe het hy vir my gesê hy dink ek moet actually nog iewers wees waar ek kan gementor word, veral met tandheelkunde. So ek het half 2 tandartse gehad wat my mentor maar hulle was nie in Johannesburg nie. Een was in die Kaap, een was in Durban. So ek het hulle dalk een keer elke 2 maande gesien om my nou. So ek was vinnig aan hulle toe bietjie geleer en toe sit soos jy weet, go en Maar daar was nie maak hierdie praktyk 'n sukses en dit was nogals hy sê dit was wild. Ek weet weer eens 24 hier is die amazing praktyk, beautiful. Kyk hierso beste van die beste van alles was so in, maar so was nie daai as daar iets weet kan nie gou vinnig gaan hoor of en ek dink dit is belangrik jy moet daai met aesthetics ja, ek kan vinnig so spesifiek met tandheelkunde het hy vir my gesê luister hierdie ou en hy het baie respek vir hom en ek ook ek het vir hom toe nou gaan werk en hy het vir my gesê luister hierdie ou kan jou regtig goed mentor besigheid want met tandheelkunde en aesthetics dink ek en dit is een deel wat ons nie baie leer op universiteit nie, so hoe om actually 'n besigheid daarvan te maak. Want ja, jy is ook het kind of 'n passie vir mense as jy 'n dokter is. So maar jy moet 'n sukses van daai praktyk maak. Jy moet geld hê aan die einde van die maand om staf en te reinvest en wat ook al. Dis vir my hierdie ou gaan nog die wêreld oorvat want hoe hy sy praktyk run is net amazing en hy is regtig so baie respek vir hom. So toe daai actually daai dokter gesê luister hierdie girl en toe daai hy was eens luister as jy sê sy weet wat sy doen dan stel ek hom nou aan. En dis hoeveel respek sy kliënte vir hom gehad het en dis regtig opreg. Hy ken sy produk. Hy het 'n goeie naam in die industrie met tandheelkunde. So ja, dis daai ouens is nie ek vir sy interview sy kan maar kom. Sy kan nie kom werk. Toe hy vir my gesê hoorie jy het 'n job interview Saterdag en ek sê o my hel wat. En ja, toe gaan ek vir die interview toe sê hy vir my as Adrian sê jy weet wat jy doen, dan weet jy wat jy doen. Dit was so gelag en wat ek kon toe ek vir hom gaan werk en ja, baie van besigheid geleer, praktykbestuur, ook van die tandheelkunde en wat ook al ja. Maar ek dink by hom het ek meer geleer van hoe mense ja, soos hoe dit hy het altyd vir my gesê jy moet mense kind of emotionally hoe jy mense laat voel, verstaan? Dit is die heel belangrikste. As jy hulle wys hoe hulle gaan lyk, soos daai jy kan nou simulate hoe 'n after gaan lyk byvoorbeeld. As hulle dit gesien en as jy emosioneel invested, dan koop jy baie makliker in 'n idee. Ek dink dis die grootste ding wat ek by hom geleer het, maar ook net soos systems in plek hê. Jy weet hy's Dis vir my is belangrik. Ek gaan nou mee kom, maar ek dink wat jy gesê het, wil ek net aanraak. Ek sien met my, ek het baie te doen met die studente wat klaarmaak. En is shocking dat hulle letterlik nie weet om 'n budget op te stel. Ek meen as 'n professionele CA, hy gaan nou werk vir PwC of wat ook al. Hy het nog nooit in sy lewe 'n budget. Hy weet en dis met sy persoonlike finansies. So dis eintlik dis sleg. Jy het nou gesê mens leer nie seker goed op skool nie. Is nou maar baie ek is betrokke by my laaitie se laerskool en hulle het nou 'n vak wat hulle entrepreneurskap wil inbring. En deel van dit op laerskoolvlak gaan dan wees hoe om goed te bemark, hoe om jouself. So dis eintlik mens moet dit eintlik verander dat dit eintlik
soos 'n no-brainer is dat almal dit kan doen, veral in Suid-Afrika. Hier's soveel geleenthede en ouens weet net nie hoe om dit te doen nie, maar dit is amazing dat jy mense het wat die tyd sal vat om in hulle praktyk te sê, hoorie, hier's wat ek doen en dit werk. So dis ook deel van hierdie is want dis eintlik wat my getrek het my hele toe is dit lyk op die oog af. Ek meen is eintlik 'n boring beroep tandarts, maar jy laat dit lyk of dit lyk jy wil hier kom kuier en jy weet Dit wil so lê. Ek's bly. so dis 'n goeie ek meen en jy gebruik sulke goed om en daar's soveel miskien tandartse wat net deur emotions gaan en sien hoorie en as hulle so iets sien dan dink hulle by jouself hoorie yes maar sy dit lyk lekker en dit is die moeite werd. Ja, dis awesome en dit ek bedoel ons bring baie keer van my kliënte intoe want die equipment is wat ons verkoop. Dis ons equipment wat die staan en almal is so, oh wow, kan jou vrou vir ons kom ons praktyk op kikker, weet kan hulle dit kom doen, kan hulle dit kom doen. Want dit is so sy het so fyn oog vir details, soos daai klein bokkie wat daar staan, daar staan. Ek het hom nou opgetel. Ek het so gedink wat's hierdie, maar dit is nice. Dit is 'n super bokkie. Dis awesome want as ons hierdie plek of as ek hierdie plek op sit dit sou weet maar dit is deel van die hele van wat hulle bied. Dis deel van die diens. Jy kom sit nie hier en dit voel of jy in 'n hospitaal gaan lê, jy weet of in 'n wagkamer waar daar 40 mense voor jou sit en dis 'n voorreg en dit is dis amazing hoe hulle dit uitgekiet het. So toe jy by daai ou gaan werk. En jy het nog steeds jy was 'n red vir die Finse maatskappy. Ja, op daai stadium was ek by 'n Duitse maatskappy gewees, maar hulle doen nu dieselfde goed. Ons is nou groot kompetisie vir mekaar. Ja, met jy seker gehet dan. So op daai stadium was ek by hulle gewees en Ons Audrey was toe nou by hulle. Ek het toe by weet jy kan ek hulle naam sê. Het ek vir Sam gaan werk. Amazing weer eens. Baie respek vir almal vir wie ek al gewerk het. Het ek by Sam geword en toe kry ons 'n baba en toe verander dinge. So toe ek dink kind of ek het altyd half gedink ek wil my eie ding doen of ek wil goed seker maar as jy vir iemand werk kan jy nie net doen wat jy wil nie. Doen wat jy wil klink of verkeerd, maar toe het Adrian ook vir my gesê, wel dalk moet jy begin jou aesthetics. So by Sam was daar mense wat gehuur het wat aesthetics doen. So ek kon nie by hom facial aesthetics doen nie. Ek het regtig 'n passion of ek kon net tande doen. So dit het 'n bietjie moeilik gemaak. So ek het iewers nodig gehad waar ek albei kon saam doen. So aan die begin toe ek begin dit doen aan die kant met sekere ure of dae van die week of whatever. Ek was net sekere ure wat ek dan nou tande gedoen het. So my aesthetic pasiënte het ek na sy praktyk toe gevat en hulle daar gesien en dan het ek my eie besigheid gehad wat net aesthetics is. En nie 'n praktyk regtig nie, soos ek was oral salonne, house schools, kyk you name it, like hulle was nou by my huis, net soos kind of 'n naambou, oefen, wat ook al. En toe ek bedank daar en toe ek nou voltyds net actually aesthetics gedoen en ophou tande doen vir 'n ruk. Ek dink omtrent 'n jaar of 2 het ek actually opgehou met tande en net regtig gefokus op aesthetics en ek was letterlik oral in die land. Ek het in Katoo, Hermanus, oral klomp klinieke gehad. Okay, sê gou vir my wat behels dit? Die aesthetics. Ja. So dis ek obviously dink is 'n amazing industry. So ek dink die tye waar ons lewe, ek wil begin met dit, is ons almal raak ouer, ons lewe langer. En ek het altyd hierdie speech vir my pasiënte ook. Soos mense moet kind of, ek wil sê socially acceptable of competitive bly, weet survival of the fittest. Jonger, mooier mense perform beter. So ek sê ons almal, dis maar die time old story. Soos die CEO moet aftree vir 'n jong. So jy moet kind of en dit gaan oor hoe mens lyk ook ongelukkig visueel goed is belangrik deesdae. So dit is 'n massive industry. Dit's rarig. So ek dink meeste mans dink net vrouens doen dit. Of dalk ek het actually baie male pasiënte ook nou. En dis dat Suid-Afrika het actually die fastest growing male aesthetics in die wêreld. Het 'n rep nou, ek kan nie onthou wie dit eers vir my gesê het nie, maar dis rarig groot en soos ek sê dit is almal wil bietjie jonger, bietjie mooier, bietjie maarder. Vir 'n vrou obviously ons sal altyd dink 'n vrou is nooit 100% happy met hulle self nie. Baie mense het obviously confidence issues en wat ook al en ek dink as jy confident is met hoe jy like, gaan jy confident voel, dit gaan jou hele
ek kan julle ure besig hou met dit. Maar ja, so basically dis anti-aging. So jy kan either prevent of jy kan cure. Jy is nooit te oud nie, jy is nooit te jonk om met aesthetics te begin nie. So ja. Ja, en dan is al klomp verskillende goeders. Daar's botox, daar's filler. Ja, Wat doen jy maar om basically- niches daai, jy weet daai mense kry daai foto's wat dit verskriklik lyk, dan lyk dit. Okay, ja, dis 'n goeie. So ons praktyk se naam obviously is Untouched. En dit is belangrik. So ek dink die idee is om dit te doen sonder dat almal sien jy het dit gedoen. So ek sê altyd vir pasiënte mense moenie verander hoe jy lyk of mense moet kind of soos 'n vampire wees. Hoe ek nou lyk, wil ek nog steeds so lyk oor 20 jaar van nou af. So ja, ek dink almal doen hierdie tipe goeters. Ek dink jy sal verbaas wees hoe baie mense dit actually doen wat jy nie eintlik besef nie. Mans en vrouens. So dis eintlik maar net jouself preserve sodat jy socially acceptable en jy weet kan bly. Kan jy hoe as jy dit vergelyk teenoor jou dentistry, is dit meer winsgewend of is dit minder winsgewend? Dis 'n goeie vraag. Want obviously jy het nou gesê jy het op 'n tyd dentistry gelos, was dit bloot net vir die feit dat dit 'n passie is liewerste of groter passie, of was dit vir jou hoorie dis finansiëel is dit beter, is minder werk vir Dit hang af watter tipe werk jy doen, watter tipe tandheelkunde jy doen, dis die een ding. So ek dink dit is 'n goeie vraag want ek dink tandartse wat regtig suksesvol is wat small makeovers doen, weet groot kosmetiese werk, rehabs, daai tipe werk. Tandheelkunde is ja, dis pricey, ek weet nie ek baie duur. Dis baie duur, ja. Dis rarig, dis nie goedkoop nie. ek het gaan kry met ek rugby speel en ek het draadjies gehad, toe haal ek dit 2 weke af. So nou is ek spyt want my onderste tande Maar jy maar kom met ons. ek gaan definitief 'n draai kom. Maar so ek dink tandartse wat sê net maar net kosmetiek werk doen. Hulle gaan dink ons geen geld in aesthetics. Hulle gaan hulle tyd mors wil ek nou sê om dit te doen nie. Maar ek dink nie hulle verstaan nie regtig wat dit is. As jy regtig 'n groot boek het, baie pasiënte en met aesthetic, soos ek sê dit is 'n massive industrie. Dit hang af wat jy doen. As jy vir iemand 'n liquid facelift doen byvoorbeeld met hyaluronic acid met fillers, né? Dan kan jy baie goeie geld maak. So Dit klink verskriklik. Dit klink of dit klink so 'n wille ding. nee, dis Dit is eintlik nie so bad nie. dit is so die lekker deel vir my van aesthetics en met tande ook. Dis hoekom ek voortande doen. Soos mense wil dit doen. Hulle is soos na die tyd soos, ek love it, dit lyk amazing. Hulle voel beter, hulle voel confident en mense spandeer makliker geld aan dit as wat hulle tandpyn het en soos nou moet ek hierdie geld uithol om nou 'n tand te replace wat niemand eintlik sien nie. Kan maar jy moet eer hom mee, maar ja, so jy kan met altyd baie goeie geld maak, maar met aesthetics jy moet besig wees, jy moet 'n goeie boek hê dink ek. Ja. En jy het daai returning pasiënte soos botox moet jy elke 4 maande byvoorbeeld doen. So daai mense kom so met tyd dat jy nou 'n lekker boek vir jouself opgebou. En ek dink belangrik is om soos ek sê ek wil nie 'n pasiënt een keer sien nie. Ek wil hê jy moet een keer kom en dan vir die res van jou lewe kom. Want dan kan ek ook hulle gesig ken, hulle ken my. Dis 'n baie persoonlike ding. So ek sê ook altyd ek dink 90% van die werk is mens moet oor die weg kom. Ek sê vir al my pasiënte wie se tande ek doen, hulle moet seker nog 'n laai want ons trou met mekaar die dag wat jy jou tande prep. Ja. Dis rarig so want dit is 'n lifelong follow-up om seker te maak alles gaan goed. En maar ja, as dit goed gedoen word kan dit baie lank. Maar in jou praktyk ook, jy doen alles. Jy het nou gesê jy fokus eintlik maar net op die botox en die goed en dan doen jy net die voortaan, maar jy het hier's ander personeellede wat die ander doen. Ja. Die wins op die twee is omtrent dieselfde. Ek dink as ek iets kan sê op dit is want die kapitaaluitleg vir 'n tandheelkunde praktyk is sorry ja. 20 keer so hoog soos vir 'n aesthetics praktyk. So vir ons daai tyd om die ek bedoel 4 jaar terug toe ons die tandheelkunde praktyk eintlik oopgemaak het weer nadat sy bietjie net aesthetics gedoen het en sy het gesê dis wat sy wil doen en ek het baie geld om uit te haal. Sy het die visie gehad. Twee gevalle. Ja. Dit was die ding. Ja. Dit was die groot ding. Ons jy weet sy moes lank spaar om kan die tandheelkunde te doen uit die aesthetics uit. En dit het toe nou, jy weet, dit het nou goed uitgewerk, maar die kapitaaluitleg vir tandheelkunde is baie hoog. Dit is astronomies. Dit is
met aesthetics het ek letterlik 'n stoel nog. Ek kan op hierdie bank Ek sommer doen nou. alles doen wat ek nou van aesthetics gepraat het. Dat gaan nie kan nou nie lekker wees nie, maar as jy kan. Dis nie dit moet doen nie, maar ek bedoel ek kan op baie stoel wat jy nou sit kan ek dit doen, maar met obviously tandheelkunde is op baie toerusting en die produkte en wat ook al. Maar ek het kind of too klaar die vision gehad van as jy en dit is hoekom ek so lief is vir Jani en ja, ons is 'n regtig goeie span dink ek, want alles wat ek nie doen of wil doen of wat ook al nie doen sy en vice versa en ons pasiënte vertrou ons want ons almal hier binne probeer om te spesialiseer in iets. So, ons wil die beste wees in 'n sekere ding. Ons wil regtig hê jy moet as jy by ons dit doen die beste van die beste kry. En ons probeer regtig ja. So dit was kind of die vision toe ons want soos ons nou gesê het, ek het nou vir 'n ruk net aesthetics gedoen. Dis ek sê ek dink ons moet eintlik ons eie praktyk saam doen ja. Maar ek het hier en daar by tandarts uitgehaal. Toe sê hy soos jo om 'n tandestoel daai uitleg te doen net om een geval om te doen. Jy kan nie dit doen nie. So ons het kind of gehad ons moet die regte persoon kry om te join. Okay, en toe? Ja, en toe begin ons adverteer ons die pos en Ja, so 4 jaar terug. Sy het ook nog so by 'n salon uitgehelp en die aesthetics gedoen. Toe sê sy nee, sy dink sy is nou reg om die praktyk op nog. Ek het eers al teen geskop want dit is groot uitleg. En sy het die visie gehad en sy het die ding gehad en nou dit doen en ja, ons het so eintlik hoe dit gebeur het is so ek het nou die aesthetics gedoen op my eie en so aan en by salonne en wat ook al en ja, dat klomp goeders gebeur en ek dink Adrian sê altyd mens moenie partners hê in besigheid nie want dit is jy kan dit op jou eie doen. Jou man of jou vrou is iets anders, dit is kind of jou partner. Hulle is deel van alles wat jy doen, maar so een van my suppliers en weer eens soos ek sê altyd hy is soos my beste vriend, maar dit is een van die suppliers met wie ek baie van my aesthetic produkte koop. Hy en sy vernoot het actually vir my gesê want ek het een aand daar gesit en moan oor iets van 'n praktyk. Dis hulle sê maar hoekom doen jy nie jou eie ding nie? So ek sê ja, maar ag die kapitaal en dit en dat en hulle sê soos hoorie maar hoekom gee ons nie vir die kapitaal? Ons sal nie inmeng niks nie. Ons gee net die kapitaal en dan maak ons soos 'n praktyk op. En toe sê ek vir hom en toe sê hy soos nee, nie partners nie. Ons sal dit eerder doen. En ja, toe het ons begin half chat en toe ja, toe ons okay, wel, kom ons doen dit en toe maak ons die praktyk op in COVID letterlik. En ja, toe word ons weer swanger. Ek sê ja, ek het van ons groot man. Die hormone is ook ja. Toe ja, in COVID, toe maak ons actually die praktyk op en ek dink ons het daar soveel gesprekke oor COVID en dit obviously dit sleg baie besighede het baie sorg gekry, maar ons het net soos dit was goed vir ons. Ons nooit die regte of verkeerde tyd om jou eie ding te begin dink ek nie en dit is regtig is amazing. Ja. Dink op al twee ek sal nou weer aangaan. Wat is die belangrikste eienskap van jou wat jy voel as 'n ou in jou posisie is wat met hy kan doen? Wat is die belangrikste eienskap? Om 'n entrepreneur te wees. Dus ek dink jy kan dit aan een ding koppel nie. Ek wil net ek weet nie of die vraag regtig antwoord nie, maar dis ook iets wat ek by actually 'n kongres geleer het wat dit was ook 'n tandekongres, maar dit was eintlik meer oor dit was 'n halfe sielkunde en daai persoon het gesê mense weet as jy iets nie bedoel nie. So ek dink as jy regtig weer eens passionate is en in my industrie is dit baie van toepassing. Soos mense sê ek wil regtig hê hulle moet 'n goeie resultaat hê. Dis vir my baie belangriker as die geld. As jy iets doen net vir die geld, dan dink ek So ja, ek dink as jy mense laat voel, dit is die belangrikste en ja, kom seker maar weer op daai passie ding ook neer, maar dit is die een ding wat ek ja, en ek weet nie om 'n entrepreneur te wees, ek gaan ook eers moet dink, dit is Ek dis nou uit my perspektief uit, want obviously jy kyk terug na jou storie toe en jy sê, okay, kyk eintlik na my goeie eienskappe en dis wat ons nou weet, jy kyk nie na jou slegte dinge nie, maar ek dink vir my een van die belangrikste goed is om daai passie te hê, maar dan ook so wat ons nou gepraat het, die dissipline, want passie hardloop net. Passie is soos 'n seekat op rolskaats, jy weet, hy gaan net. Sonder dissipline is dit net all over, maar as jy dit kan
streamline, dan gaan min ouens daai seekat vang. Want hy het 8 wiele, of 8 skoene. So dis die, in my perspektief dink ek dis die ding, want as iets begin loop, wil jy hardloop. Jy weet, dan wil jy hardloop. En dan as daar 'n setback is, moet jy die dissipline hê om dit te kan hanteer en terug te kom na die baan toe. Ja, ek dink jy mens kan dit in een ding opsom, nie, maar as jy so naby aan een ding moet probeer, dan sal ek sê. Vertel ons toe jy geskuif het. So, ek was baie gelukkig by die Duitse maatskappy gewees. Ek was net promoted. Hulle het my toe nou, bestuurder vir die Johannesburg area gemaak. En dis 'n groot company, dit was 'n regtig 'n groot lokale presence gehad. Ons was sterk in die mark. Maar toe het ek Shark Tank gepitch en toe het Marnus my gevra om saam hom 'n ding te kom doen. En ek is toe eers saam hom, ek is toe weg as gevolg van dit. Ek is toe nou nie weg na 'n ander maatskappy in dieselfde industrie toe nie. En ja, my baas daai tyd het dit verstaan. Hy het gesê eers klink soos 'n great geleentheid. Ek dink ek moet dit vat. En ek het 2 jaar so saam Marnus gewerk en dit was 'n Okay, maar jy skiep nou vinnig daaroor. Vat ons terug. Jy het nie vir jou eie goed gepitch nie. Jy het eintlik van 'n familielid. ja. Okay. Ja, so ons het ek het saam met my oom gepitch vir sy produk en toe het Marnus na die tyd na my toe gekom en gevra hoorie ons het op daai stadium in Rivonia gebly, soos letterlik so om die draai van sy kantore daar in waar Bean Counter was. Toe het ons een keer gaan koffie drink en toe het hy gesê nee, maar hy het nie eintlik tyd om nou al hierdie ouens wat hy op Shark Tank aangevat het of die ander visie van te doen nie. Toe het ek en hy dit so half saam gedoen en ja, dit was 'n awesome. So wat het jy toe gedoen fisies? Wat was jou rol? Ek was maar eintlik, ek weet nie of ek fisies 'n rol gehad het, so kan doen alles. Jy weet, so as kom ons sê hierdie maatskappy wat nou hout verkoop het by ons het dit die Hustle Fund genoem, geld geleen op daai stadium vir dit en ons hou nou soveel equity in die besigheid, al die kommunikasie tussen hulle en ons, al die opvolg, al die luister, wat is die plan vorentoe, het ek dan nou maar eintlik bestuur en gedoen, en toe hy nou sy boek skryf, ook weet klomp reëlings rondom dit gehelp en bemark, en ek het toe op 'n stadium selfs vir 'n bietjie selfs 'n Bean Counter gedoen. Jy weet, was regtig 'n lekker journey, was regtig 'n lekker tyd gewees en so baie by hom geleer, want so ek nou ook gesê het, hy nie noodwendig altyd mens kan nie vir iemand sê wat om te doen. Jy kan nie vir iemand leer hoe om 'n besigheid te doen nie, maar jy kan hom leer hoe om kan of nee te sê, en dit is belangrik, want elke idee deur 'n passievolle sales ou sal great klink. Jy weet. Dis wat jy gesê het, daai dissipline, jy kan nie met elke idee wat jy het ran nie. Jy kan nie. Jy kan op selektief wees. Elke liewe ou, as ons weer terugkom na die gebruik net sommer die houtsakkies, kan hier sit as hy regtig passievol is, as hy excited is, gaan hy aan jou 'n sakkie hout kan verkoop. Dit beteken nie jy moet in sy besigheid belê nie. En dit is die moeilike ding. Die moeilike ding is om nee te sê, nie om elke geleentheid aan te gryp. Ek dink hy het ook een keer gesê, ek kan dit nou mis sê, maar hy het gesê dis is beter om een groot besigheid te hê as 1000 of Ja, dit was altyd sy ding. Dit was altyd sy ding. Hy sê dit vat dieselfde energie om 'n miljoen rand company of 'n biljoen rand company te maak. So jy kan 10 miljoen rand companies hê, maar wat van daai een tyd energie? En 'n ander ou op Shark Tank, ou Gil Ovid, hy het ook op die tank altyd vir ons gesê, soos ja, daar's 'n gap in die mark, maar is daar 'n mark in jou gap? Jy weet, ek kan nie presies onthou wat die term is nie, maar basies, jy sien nou, okay, hierso ons kan hout verkoop, maar is daar nou nog genoeg hout om te verkoop? Jy weet, kan ons dit regtig maak werk? So ek sê, ek dink die belangrikste ding wat ek daar geleer het, is om, selfs as ek idees het, om dit regtig mooi te soundboard en te hardloop en te dit, want jy kan in jou kop baie vinnig justify hoekom iets kan werk. Ja. En met wie klankbord jy idees? Op die oomblik klankbord ek maar met haar en Die baas. met die baas. En dan maar soos met die teleskope byvoorbeeld, maar ouens in die industrie.
Jy weet, ek is nie vreeslik lank in dit nie, so is nie dat ek nou vreeslike goeie pelle het nie. En dan partykeer dink ek is jy maar lucky. Ek wou julle vra, hoe baie speel luck 'n rol? Yes, ek dink baie. Regte tyd, regte plek. Noem dit luck, noem dit blessing, noem dit seën, ja. Of dalk is dit net soos in haar geval ook die wil om nie op te gee nie. So party ouens sal dalk al opgegee het en gesê het nee, shucks, ek was unlucky. Ek dink ons al twee het die persoonlikheid om net iets kom op, ons sort dit uit en ons gaan aan. En ons vergeet van dit. Ons vergeet dat daai ding ewen amper bestaan het. Ons gaan net vorentoe. Jy het nou gevra wat is die een eienskap en dis so moeilik. Ek kan nie maar vroeg, maar ek dink dit is tog soos ek en hy praat daaroor, soos ek dink as jy 'n sekere persoonlikheid het, ek dink dit speel 'n groot rol. Dit is soos kind of 'n ingebore ding. Soos maak nie saak wat se industrie jy ingaan nie, jy gaan dit laat werk. So ek en hy sê baie, ons kan nou soos ons spot altyd op 40 gaan ons iets heeltemal anders doen. Ons gaan soos heeltemal ander industries doen. Ons gaan soos net opbou. Maar ons is altyd so passionate. Hy het dit al baie gedoen. Hy is soos 'n dis hoekom hy is regtig 'n entrepreneur. Hy het al klomp besighede gehad en hy's modest, maar whatever hy doen is 'n sukses altyd. So hy sê mense moet kan op daai resepietjie. Wat dit presies is, weet ek jy ons moet dalk bietjie dink om dit presies in 'n net vir interessantheid, maar so ek sê dit gaan oor hoe jy mense laat voel en jou woord is jou eer. As jy eerbaar is, gaan jy altyd goed doen. Mens moenie kort paai of jy met regtig whatever jy doen, gee jou beste elke liewe keer. En die beste vir daai persoon, like jou tyd, jou energie, die produk wat jy gebruik, maak dit beste van die beste. Moenie shortcuts vat nie. Gee regtig alles. Aan die begin het ek baie keer nie eers geld gemaak, die onderste ek het inbetaal. Ek het hom vra, hy het al vir my gesê, luister asseblief, as jy weer afslag gee, as jy weer dit, maar ek moes kind of 'n boek, ek moes leer, ek het altyd my beste gegee. As ek gesien het hierdie persoon gaan bietjie ietsie ekstra nodig het, ek het gedoen uit my sak uit om 'n goeie resultaat te skep, want mense gaan praat en sê, hoorie, daai dokter se resultate is goed en wat ook al. So ek dink enige industrie, enige besigheid. So toe hy weg is by die dental company na Marnus toe, het hy ook weer kind of in gimnastiek, nie presies dieselfde ding nie, hulle was in invoer, hy en 'n partner, en hy het daai besigheid ook gegroei van niks na, en hy het 'n groot paycut gevat toe hy geloop het by die dental company, want hy het 'n groot posisie gehad en goeie sales gedoen. En kind of hy het die idee gehad en hy het like you have to bet on yourself en jy maak dit werk en hy het so elke liewe ding, hy het al klomp keer klein besighede en dan klim hy uit, hy's altyd lus vir 'n challenge. Ek dink so dis is 'n ingebore, ek weet nie, hunger or hustle ding. Ek dink dit bring my na die volgende vraag toe. Hoe bly jy, ek dink julle albei, hoe bly jy gemotiveerd of geïnspireer in dit wat jy doen? Dis nou eintlik iets wat ek die laaste ruk mee sit in my kop en dink, hoe gaan ek hierdie nou anders doen? Want dit is maklik om vinnig uit die blokke uit te spring. Dit is maklik om haar eerste miljoen te draai of haar eerste dit in enige besigheid te doen, jy weet, en veral met die pryse van vandag, dis niks om te sê, ons het 1 miljoen se sales gedoen nie. Jy weet, hardloop vinnig tot by daai mylpaal, maar ek sit baie met hierdie ding, soos daai klein botteltjie sojasous, wat is dit, jy weet waarvan ek praat, wat jy oral skry by die Chinese restaurante. Daai company is 140 jaar oud, en hulle verkoop sojasous. Jy weet, so hoe bly jy? So hoe pace jy jouself? Dis eintlik maar, ek dink dit is eintlik die ding. Soos ons kan vinnig hardloop daai eerste jaar, eerste 2 jaar, eerste 3 jaar. En dan is jy uitgebrand, jy's moeg, jy's klaar, jy het alles gesien wat daar is. Hoe pace jy en groei stelselmatig? So ek dink dit is my ding nou vir die laaste 2-3 jaar met die mediese maatskappy en ook met die teleskope, is dat jy moet dit pace. Jy moet dit langdurig maak. Ons is hier vir 'n kort tyd, vir 'n quick buck, nie, jy weet, dit is die ding, ons wil 'n brand bou. Hoe die 'n legacy los. Dis iets wat dit is, en dis 'n groot ding met die teleskoop besigheid is, jy moet 'n legacy, jy weet, ons lese is ook vision, purpose, legacy, want as ek iets kan los nie, as ek net oor 3 jaar hierdie besigheid gaan verkoop,
maak dalk 'n paar rand en dan beteken dit niks nie. Dan wat leer ek vir my kinders ook, jy weet. So dit is my en ek dink baie jong ouens wil hustle, hulle wil dit, hulle wil dat. Hulle wil 20 goedjies draai. Nou ek was ook so. En sy nou ook sê ek het 'n klomp goedjies gedoen. Maar jy leer dit wanneer jy by iets kom en jy sê okay, hierdie is iets wat ek kan doen vir 20 of 30 of 40 jaar. En hierdie ding kan ek 'n brand bou. Maar jy moes daai eerste 10 dalk gedoen het om by die punt te kom. Ja. Hoe het jy hoe het dit by teleskope uitgekom? Man, dit is maar soos yes, moet ek eerlik wees. Asseblief. Dis die idee. Ek soek om elke maand te moet jag. Nee, ja, dit ook, maar as ek nou moet heeltemal eerlik wees, ek's net te synig om 'n Swarovski te koop. Ek weet of Okay, of om 40-50.000 rand vir 'n teleskoop te betaal. So toe begin ek alternatiewe soek. Oral. Jy weet, oral oor die wêreld soek ek toe nou alternatiewe goed wat ek ek het nooit gedink dit gaan 'n besigheid wees nie. Ek het dit net vir myself wou ek invoer, jy weet. Ja, eventueel het dit toe nou so gekom dat ek 'n klomp mense my vra, jy weet, kan jy vir ons ook kry, kan jy vir my ook dit doen, kan jy dit ook doen? Die kwaliteit teenoor die ander brands, Ongelooflik. Jy weet die navorsing en die goed wat ek het my nou gedryf na baie van die fabrieke toe van, weet ek gaan nou nie brands noem nie, maar baie van die fabrieke toe wat dieselfde het kom in dieselfde fabriek uit. So iets. ja. Okay, jy het nou naam verander. Ja, so ons het die maatskappy was oorspronklik Rock Optics en so ek sê die trademark was ongelukkig my span het die trademark nie opgetel nie, want die trademark was reeds geregistreer aan 'n ander Suid-Afrikaanse maatskappy. Klein bietjie anders, maar weet trademark wet is naby en ons moes toe nou verander. Er was 'n baie goeie gesprek eintlik met hulle, was geen litigation nie. Ek wil dit altyd probeer vermy. Jy weet, maakie. Dis 'n lekker maatskappy, dis iets wat almal geniet. Daar's soveel mense wat dis lig, dis as ek aan iemand 'n teleskoop verkoop, is dit nie soos hy wil dit actually Ja, my cash wees. hy wil in die bos kom, jy weet. Ja, So my prokureur het gesê ja, maybe is al kans, jy kan dit, maar ek wou nie deur dit gaan, dit is nie die moeite werd nie. So ons is in die proses. Reg nou weet niemand nog nie, maar ek glo dit in die tyd wat hierdie Sy wiki lees nie. ons is dan nou Accra vir die Afrikaanse ouens of Accra vir die Engelse manne. So ja. Luister op daai noot wat ek gesê het, hulle wil altyd ons spot, ons moet 'n stokperdjie kry want jy kan nie, maar so dis hoe ek oor my werk voel. Jy sê wat hou mense motivate? Ek love it, regtig. So is altyd elke liewe gesig wat ek sien is iets nuut. Dis soos 'n kunswerk, is regtig en dit is 'n groot eer om op iemand se gesig of in hulle mond te werk, verstaan, hulle voortande, soos dis kind of soos 'n superpower. Daai persoon dink aan jou elke liewe dag. So wat jy doen, moet jy regtig, jy weet jy moet dit goed doen want dit gee regtig, dit maak mense se confidence. Ek en Janie doen nou 'n kursus en daai dokter wat die maak pels. Hy het gesê soos daai persoon gaan vir die res van hulle lewe, elke liewe dag as hulle opstaan en elke aand voor hulle gesop gaan hulle aan jou dink, either in a good or a bad way, as jy iets opgevoeder het of dit amazing gemaak het, maar soos hy dalk regtig nou gekry wat sy passion is en kan dit half in 'n besigheid verander. En ek dink dan gaan jy altyd happy wees. Dit regtig lief wees vir wat jy doen. Ja. Ek dink ek wil dit so frame. Wat is vir jou, Adrian, die slegste van dit wat jy doen? As jy iets moet kies wat vir jou nie lekker is nie. As ek 'n lifetime warranty eis moet uitsort. Op daai punt het hulle 'n lifetime warranty. Ja. Regtig? Ja. Dit is impressive. Ja. Okay. So Wat behels dit dan? nee, ons ry hom, no questions asked. En dit is nie 'n groot probleem nie, is nie 'n finansiële implikasie eers regtig Ja. in daai sin nie, want die fabriek sort my ook uit, maar dis net die Dis nie lekker nie. ja, ag en meeste van die ouens soos ek gebruik nou 'n voorbeeld wat in hierdie week gebeur het. Iets moes gebeur het in die shipping na die kliënt toe, want die teleskoop was 100% reg by hom aangekom. Hy het
6 maande terug gekoop, maar nooit om nog gemonteer nie, wat baie keer die geval is. Toe hy hom nou monteer, sien hy, maar hier's 'n kraakie in die lens. Jy weet, ons ruil hom nou questions asked. Ek kan nie vir hom sê, maar het jy hom dalk wat dit of was nie so 'n ding nie, dit moes gebeur het tussen die twee. En jy moet nou maar ook die kliënt, jy weet, in die geval weet vertrou ek die ou en ek glo, maar partykeer moet jy maar double check. Maar dit is eintlik net 'n weet soos I love it nou. Hy sê hy het dit nie verwag nie, want dit is vir hom ook 'n grys area. So hy is super excited, hy het klaar sy nuwe teleskoop gekry, klaar gaan skiet met hom, klaar vir my foto's gestuur. So dis great. Jy weet daai kant van dit is great. Maar nou die back end vir my om die logistiek om dit terug te stuur, ek hou nie van dit nie. Dit is 'n breek in die spoed. Jy weet dit Vir my dink ek dis moeilik as jy met mense werk. Jy moet net nie 'n callback kry nie, want in jou bedryf is dit moeilik. sy die lifetime warranty. Ja, sy die laaste maar. Sy moet Ja, hè. ek wil regtig hê mense moet regtig happy en soos hulle dit moet die beste ding wees wat ooit gebeur het. So ek dink dit ook as my pasiënte nie happy is nie, maar dit gebeur daar in min. Ek dink meeste van my pasiënte is regtig happy. Dit is vir my, maar dis omdat ek met mense werk. Dit is vir my van die besigheid deel. Ek weet nie. Wat hou ek hiervan nie? Hoor my ou net die meeste van jy net sê. Ek dink is dit as toe. En ek dink wat vir my moeilik is om ek dink staf te hanteer. Ek wil julle nou vra oor Dit hierdie. is moeilik. Ja. Nou ek is 'n tandarts, ek is 'n dokter. Ek wil met mense werk. My passie is mense, regtig. En al die management, admin, salarisse, al die admin goed. Ek's nie 'n admin mens nie. Ek wil met mense werk. Ek wil net die lekker dele doen, maar daar is slegte dele wat jy moet doen, anders kan jy rekeninge betaal nie. So stock issues, sulke goed. Wat se as jy jouself as 'n leier moet beskryf, hoe manage jy almal? As jy het nou gesê ek het met Adrian Roodman vorige keer gepraat. As jy op vakansie wil gaan dan as jy werk gedoen is kan jy gaan. So hy self worry nie net die grit nie. Hoe is julle as obviously daar's nou klomp mense onder julle. Ek voel ook almal het hulle rol en ek vertrou letterlik elke liewe persoon in my span om hulle rol 100% te doen. Ek hoef hulle nie op te check nie. Daar was 'n tyd wat ek alles self gedoen het. Nou ek het die bookings gemaak, ek het die rekening, ek het die invoices, ek het die betalings, ek het die werk gedoen, ek het die nou het ek 'n amazing span onder my en mens kan nie heeltyd hulle micromanage nie. Dis baie belangrik. Jy moet daai persoon en ons almal hier is ewe belangrik, letterlik en ek is 100% eerlik as ek dit sê. Dis nie van my woord is wet en almal val in nie. So jy is half operate dit so nie. ja, jy is half dis almal is equal. As ek hier loop, weet ek alles uitgestudeer. Ek hoef nie te kom opcheck nie. Ek weet hulle almal doen hulle. So ek dink jou span is regtig belangrik. Jy kan nie alles alleen doen nie. Ek het dit op 'n harde manier al 'n paar keer besef. Ek kan nie, dit is onmoontlik. Nie as jy regtig wil groei en regtig wil skaal, as jy net jou klein dingetjie wil hê. Dit hang af waar jy wil gaan, wat jy wil bereik. Jy kan dit nie alleen doen nie. En Hoe motivate jy hulle? Obviously jy's gedrewe en dit is vir jou lekker, dit is vir jou 'n passie, maar as hulle almal so. Ja, meeste van hulle is actually. Hulle vat regtig wat hulle doen regtig ernstig op. Ek dink ek's maar net lucky. Ek het nie groot stofte en baie goed nie. Ek was gelukkig om en is kind of soos wat ek sê, 90% persoonlikheid. Ek het half gevoel, jy's ons vibe, dit gaan werk. Die res kan jy leer en uitsorteer. Maar as jy daai hoe jy mense laat voel, iemand wat vriendelik is, soos ons ontvangs byvoorbeeld. Ek kry baie komplimente van mense wat sê, "Jessie, hoor jy, hulle is so op met hulle antwoord jou dadelik, is altyd vriendelik, hulle wil my altyd help." En dit is 'n sekere persoonlikheid. Jy kan nie dit vir iemand leer nie. So ek dink mense CV en al jou kwalifikasies, dis nie regtig ek wil nie sê dit beteken niks nie, glad nie, maar jy kan sien as ek en jy jy voel mos nou vir jou. Jy kan sien hoe daai persoon is. Vir almal wat hier werk is mense belangrik. Soos dit is die belangrikste ding, is hoe ons mense laat voel. Ek kan dit nie genoeg sê nie. So ek hoef hulle nie te motiveer nie. Ja, partykeer ons mou aan mekaar, ons spot, ons lag, ons is regtig so 'n klein familietjie. En ek dink dit is hoekom dit so goed werk.
En Adrian, hoe lyk jou opset? Het jy Want met die mediese maatskappy het ek 2 sales reps, een in die Kaap en een hier in Johannesburg. En selfe storie met hulle. Hulle weet, hulle moet hulle werk doen. Jy weet, so hulle as hulle wil afvat, kan hulle afvat. Ja, ons is dieselfde. Ons check nie noodwendig eers altyd verlof daarop nie, jy weet, dit is seker eintlik baie keer 'n bietjie nalatig, maar dis hoe ons werk, want elkeen van hulle weet, hulle werk grotendeels vir kommissie, so hulle werk het 'n basis en hulle het dit en dat, maar hulle werk grotendeels op kommissie en met sy goed laat gebeur. Weet, ek dink wat Esme gesê het is belangrik hoe jy daai mense kies. Jy moet kan sien of whether jy onderhoud het of whether jy ou ken vanuit die industrie uit of wat ook al. Jy moet weet of hy gedrewe genoeg is om in die oggende op te staan as jy nie met hom opcheck nie. Ons het maandagooggende 'n meeting en die res van die week catch ons hier en daar op. En dis dit. As jy weet wat jy moet doen, nie gedoen is nie, dan is op jou. Jy weet Ek dink donkie om daarbey aan te sluit. Ek dink net terwyl hy antwoord met my staf byvoorbeeld ek sê nou hulle is net so, hulle het net hulle persoonlikheid. Hulle het incentives wat hulle kry as onsekere targets maak. Ek dink dis altyd 'n nice way. Ja. Want sê net maar in 'n praktyk opset, ons het die ability om ons inkomste heeltyd dryf? groter te maak. Ons kan meer mense sien, wat ook al. Soos vir 'n tandarts byvoorbeeld hulle assistent, daai persoon werk net so hard soos jy. Ek voel regtig. Luandri wat op my praktykbestuurder is, sy werk net so hard. Sy moet my boeke volhou. Sy moet met my pasiënte wat die instap vriendelik is. So as ons verby sekere targets gaan, kry hulle ook elke maand. So hulle het ook daai ability om meer te verdien en ek dink dit dryf mense altyd. Dis lekker. Ja. En dan partykeer sal ons net soos as dit nou 'n harde maand was, dan gaan ons almal spa toe of ons gaan eet uit. So mense moet daai moraal. Ja, soos ag daar's baie mense wat dit sê, ek weet hoe jy na jou staf kyk, is hoe hulle na jou gaan kyk en dit is regtig so. Maar ek dink ja, belangrik ook is hulle moet elkeen voel al vir sy klein dingetjie wat hulle word gelos om dit te doen en dit motiveer altyd mense dink ek. So ek dink wat jy gesê het van wat is een ding wat ook ek dis nou meer as een, maar ek was saam met Adrian by 'n skietkompetisie. Want soos ek sê, so Adrian het obviously hy's 'n eienaar van 'n company, hy werk vir die Finse company, hulle voer in die een industrie waar hy baie suksesvol is en hy het nou al die journey gehad in dental waar hy onder begin het en niks geweet het nie en alles moes leer, hy het 'n tas uit moet lewe waar hy nou die eienaar is en hy het nou mense onder hom en wat ook al. Maar met die skoubesigheid wat hy nog nie is, soos wat hy nou gesê het, die groundwork. Ek dink dit is belangrik as jy entrepreneur is. Jy kan nooit voel weet ek's nou die baas. Ek's te goed vir die, ek's te goed vir daai nie. So hierdie is 'n storie is eintlik lekker. Ek het nog gesê hy het obviously toe nou sommer deelgeneem ook. So ons is nou daar ons stal uit die teleskope, maar hy is toe gaan kompetisie ook doen. En toe is daar iemand wat daar sit en hy sê so wie is jy Adrian se vrou. Ek sê ja, ek's Adrian se vrou. En hy sê nou wat doen julle? Ek sê nee, hy verkoop dental equipment en ek is 'n tandarts en hy sê nou, hoekom sit julle hier met 'n stalletjie en verkoop scalps? Dus ek sê nee, want I love it. En hy begin hierdie en hy wil hierdie legacy bou, hierdie storie. En dus hy sê en dit was vir my so amazing en ek dink dit is 'n goeie eienskap om ook te hê. Soos in my besigheid ook as Luandri siek is, gaan ek net te goed wees om daar te sit en reception te doen nie. Want elke liewe facet speel saam om daai En ek het al gesien met ander companies ook. So ons het 'n baie goeie vriend wat ook sy seun werk vir my is nou al weg. Hy's 'n ingenieur. Sy pa het 'n baie suksesvolle company ook al die goeders, maar daai ouetjie het ook, hy het daar ingekom, hy het die boksies maar gepak, hy het rondgery in sy karretjie en gaan orders. Hy stap hier in en vat net oor en ja, daai rare groundwork. Jy moet nooit te goed wees. Hy het 'n ander net losse ding op daai. Hy het 'n ander ou ook wat gaan sleg by die werk, times are tough, wat ook al, en hy sê, luister maar, kom, verkoop scopes vir my, en hy sê, nee, hy wil nie soos, dan doen hy dit, dan doen hy dat, bietjie daai, maar, jy weet, as jy daai, when push comes to shove, jy moet dit doen, whatever, as jy dit wil maak, gaan jy, en ek dink, partykeer moet ook mense verskoning sê, maar ek kan nie dit nie, want daai, kan nie, want ek nie 'n kar nie, ek kan nie fotograaf wees nie, want ek het nou nie 'n 70.000 rand se kamera nie, as jy wil, dan gaan jy, gaan 'n way kry, altyd. Ja. Ek sê altyd vir mense, ek sê nie vir jou spring rond, doen dit, draai ietsie,
weet, is nie wat ek sê nie, maar as dit regtig soos ons kom in soveel gesprekke waar mense dit gaan regtig taaf. En dan gee mens baie keer vir daai mense geleentheid en dan sien jy maar Nee, regtig so taaf nie. ja, jy weet jy wil nie die sê nie die Mense geleentheid wil nie daai harde werk doen nie. Hulle dink net soos mense wil en dis 'n ongelukkige ding van ons dalk van ons generasie af en al hoe meer met die jonger mense soos hierdie idee word geskep van Vandag. jy weet ek sit hierso of ek kan so dit doen of ek kan dit doen. Jy vergeet en ons nou dag toe sê ons daaroor ons moan oor iets hierso wat nou nie 100% reg is nie, maar ons vergeet die 7 jaar wat ons gebou het om hier te kom en hoeveel keer was daai nie reg al die ander kere nie. Jy weet jy vergeet so vinnig die journey. En dis belangrik as jy moet dit leer vir mense, vir jou kinders, vir whoever, iemand wat by jou begin. Hulle moet as iemand nou hier instap en dink hulle, oh, just like it. Maar hulle het nie 7 jaar terug Dit vat bietjie. Ja. jy alleen whatever. nie geantwoord het en alles gedoen. dus hoe jy dit reg gekry om oornag so dit is nie. Ek het nou iemand my gevra, hoe jy so vinnig so groot geword. Dis ek sê ek doen hierdie al 10 jaar, maar ek's bly my sien my aesthetics Ja, ek weet. Lyk of dieselfde 10 jaar. Dis rarig Goed, nee, ja. so jy wat nou ook gesê het, soos jy moenie bang wees om die sakjie hout te pak of wat ook al, daai groundwork moet gedoen word. Ja. Die langtermyn doelwit van beide van julle se praktyke. Wat is volgende? Wat wil julle bereik nog? So ek my niggetjie swat nou tandheelkunde, so hy gaan ons join, ek's baie excited vir dit. Ja, en ek dink die volgende ding, dink is kan ek net almal 'n dol vir nog 'n tak iewers. Dink jy dis altyd dit is nie ek dink jy mens moet jou aandag so split tussen 'n klomp verskillende plekke nie, maar ek like om obviously ander mense ook te empower. So as ons dalk ek wil bietjie medical tourism, bietjie in die Kaap, ek baie pasiënte wat vra. Ek het altyd Kaap toe gegaan, ek doen nie meer nie. Is dalk ietsiekie daar. Is medical tourism 'n ding? Is dit soos 'n Ja, dit is. want is goedkoper hier nie. Ja. Ja, kyk, so in Europa, die ouens kan letterlik hiertoe vlieg, safari kom ou gou sy tande doen, terugvlieg en dan sit nog goedkoper Of gesig, ja. Ja, whatever. So dit is nogal 'n ding, hè, dis scary. Ja. Ja, ek dink dit is 'n exciting dat ek sal like om so iets te doen. En ja, net nog ek sal ook like om eventually 'n bietjie dalk training te gee net vir tandartse. Soos wat doen wat ek wil doen, jy weet, die kosmetiese deel, gesig en tande kombineer en ja, so dis iets wat dis 'n langtermyn goal. Maar ek dink ons twee se langtermyn goal is ja, jy kan maar daarop aanbou. Oder soek 'n plaas een of ander tyd, so dan gaan ons seker plaas trek, maar dan kan ons ook die medical tourism ietsie met dit kombineer. Dit is baie interessant want ek is 'n groot voorstander van jy moet deel. As jy sukses deel met mense, dan gaan jy meer suksesvol wees. En dit is 'n groot ding. Ek het 'n ek weet nie of jy Mitmak motors ken nie. Ja. Ja. Daai ou wat soos Dis advertensies. ja, daai ou op TikTok, dis hy. Maar hy letterlik jy betaal nou R50,000 vir 'n seat, dan gee hy vir jou 'n masterclass van hoe jy karre moet verkoop. Oh wow. Hy het 'n resep want hy's vir soos 5 jaar al die top dealership in Suid-Afrika, maar hy het 'n resep wat hy ander car dealerships leer hoe om suksesvol te wees. Okay. Crazy. Dit is net, maar dit wys jou hy's glad nie, daar's geen sins weerstand want hy's onseker van homself. As jy op daai punt kom en ek dink dis waar jy nou is. Jy is op daai punt wat jy so seker is van dit wat jy doen dat jy regtig die vrymoedigheid het om ouens onder jou vlerk in te vat en sê hoorie, dis hoe ek dit doen. Dis presies wat daai ou met jou gedoen het toe jy begin het. Dit was daai hoorie, hier's hoe ek dit doen. Hier's my die tricks. Dis nie almal gaan dit kan doen nie, definitief. Ek sê nie want dit vat, soos wat jy nou gesê het, dit vat deur sekere prosesse gaan, maar hier's die resep. As jy dit wil doen, doen dit. Ja, en net omdat dit vir my werk of haar werk, sê nie dit gaan vir jou werk in jou omstandighede nie, maar jy kan, ek sê altyd daai golden nuggets, jy kan hier 'n nugget. Jy kan die hele tyd iets leer. Ja. Dis belangrik. Jy moet aanhou. Ja, so ek sal tipe van 'n mentorship. Dis vir my exciting met my niggie want ek het net een niggie. Ons familie is baie klein, dat ek net een niggie.
Daarop Dis my ma se dogter en sy's 9 jaar jonger as ek en sy was ook soos meeste mense, tande, ew, ek kan nie glo hoe heeldag mense se monde en toe sy nog in die hoërskool was ek in my gemeenskapsdiens en sy is eintlik 'n model, sy is 'n internasionale model en sy was daardie nog basies klein gewees. So toe kom sy saam met my na die staatskliniek toe en sy was ook ew en die einde van die dag was ek gaan 'n tandarts word. Love it. Dit was so amazing. En toe sy gaan modelwerk doen in Londen en teruggekom en toe sy aansoek gedoen en sy het nou uiteindelik en sy maak hierdie jaar klaar. So sy join ons nie volgende jaar in gemeenskapsdiens die jaar daarna. So om haar te mentor en regtig my die hoe ek het doen aan haar aan te pas en sy kan dit nou maak, maar ek dink soos ek sê ek het hierdie mentors gehad wat regtig vir my so baie beteken het. So dit was baie plekke obviously wat jy kan train in aesthetics en tande en wat ook al, maar ek dink 'n tipe van 'n one-on-one waar daai persoon regtig met jou weer kan incheck en dis wat ek gehad het, ek kon balance en hoorie moet ek dit so, moet ek dit daai, moet ek en ek dink dis belangrik. So dis iets wat ek graag sal wil so wat jy sê deel. En dis ook 'n ding Zak het altyd vir my gesê. Dis die eerste ding wat hy ook vir my op botox en filler training. Toe sê hy vir my daar's genoeg pasiënte vir almal. Hy dink actually mense hou te veel goed vir hulle self en dit doen eintlik die hele industrie skade met aesthetics nou. Want as almal dit mooi doen reg doen, wil almal dit doen. Mense lyk goed, weet as jy het dan nou gesê wat moet jy doen om nie funny te lyk nie? As mense verkeerd geleer word en almal lyk funny, wil niemand dit meer doen nie. So ja, jy kan nie al die pasiënte in Pretoria behandel nie. Jy het nie genoeg tyd en genoeg hande nie. So rather Adrian, jy? Ek dink met Accra is dit regtig iets wat ek wil probeer die longevity ding skep en regtig die legacy los. So obviously so groot as moontlike brand bou as wat ek kan, lokaal en dan ook weet ek het nou heelwat ouens uit Europa uit wat wil die goed stok en brand en selfs in Amerika, dit sal obviously great wees, maar dis 'n heeltemal 'n ander ballgame, jy weet, so jy raak heeltemal anders betrokke, maar dit sal great wees, jy weet, om regtig 'n internasionale brand te wees hier uit Suid-Afrika uit en Ja, ek dink ons moet net een ding wat ons moet sê en ons twee praat baie oor het nou gevra oor die soundboarding en ja, ek dink dit is nice ons ja, soos met besigheid dis amazing om 'n partner te hê met wie jy dit kan, maar ons het ook klein kindertjies en partykeer dis nogal 'n issue in ons huis en ek dink dis goed wat mense nooit oor praat nie en balans en burn-out en al die tipe goed. Gaan nou daarby kom. So ons langtermynplan is ja, ons wil hierdie legacies bou en ons wil suksesvol wees, maar ek dink op die einde van die dag ons wil ook soos wat ek het nou gespot en sê jy weet wat so ons langtermyn Adrian wil 'n plaas hê. So ons wil eventually op 'n plaas opeindig waar ons kinders kan kom kuier, ons kleinkinders en wat ook al en hy het 'n boek uit die boek gelees van Nike en ek het net die laaste chapter, letterlik die laaste sin amper gehoor, so ek in die kar klim met op audiobooks en toe sê dit met al die dinge in die lewe. Was kind of iets van hy ken nie sy kleinkinders nie. So ek dink dit is net iets wat mens moet ja, 'n balans skep. Soos onthou jy het ook ek kan hierdie kinders, familie, iemand om met te deel. Ek dink dis hoekom ons journey ook so ons deel dit regtig met mekaar want daar's so baie waar almal net, jy weet jy's so jy weet met jou eie sukses, so ge-infatuate of wat ook al, dat jy vergeet hoor jy het 'n man, jy het 'n vrou, jy het kinders wat jy ook nodig het. So ja, balans. Weereens, dit is mens leer dit op die harde manier en dan en dis die moeilikste. Ja, dit is 'n vraag wat ek het. Het julle enige strategie om kwaliteit tyd te spandeer ten spyte van julle besige skedules? Kyk op die oomblik, Julle date night of ons het nie op die oomblik 'n date night nie. Ons het al baie gesê ons weet ons moet dit, ons gaan dit net doen elke Woensdag. Ons sit dit in die boek. Maar ons doen moeite om so sê weer okay, ek het 'n uur, kom ons gaan hê gaan ontbyt of hy kom laai my partykeer net af by die werk en chat ons, maar ons try ja, want mens moet daai veral as jy 3 kinders het en jy weet self het nou 4. So dit is moeilik om tyd vir mekaar te kry en ons het altyd ons eie besighede en dis hoekom ek partykeer dink dit is 'n vir ons werk dit amazing, maar as jy al twee daai entrepreneur, dan is dit nogals kan hektiek ding daarop want wie manage al die goed by die huis wat moet gebeur. Jy moet seker maak dis ook in plek want as ek tot 9:00 die aand werk en hy like wie bad ons kinders en dis belangrik om te manage ons
En dis baie moeilik, dis baie moeiliker as om 'n besigheid te ran. Dit is Dis Vat baie meer tyd. dis baie meer tyd en as intensief en dit is eintlik soos ons sê nou hierdie hele ding gaan ons wil 'n legacy los en ons wil dit en ons wil dit. Help jy los 'n legacy en jou kinders is nie daar nie of hulle wil niks met jou te doen hê nie want jy was nooit daar nie. So daai balans is so dink ek is so fyn en so maar daar leer ons nog hoor, so dalk ja, ons het dit glad nog glad nie uitgefigure nie so. Ja, dit is om alles te manage is crazy. Ek wil net gou voor ons ek dink ons gaan amper klaar maak. Net gou ons het nie gepraat oor social media nie. In al twee van julle se praktyk, obviously het ek in jou praktyk hoe 'n groot rol ek dink in jou is met die laaste 4 jaar, wat se rol het dit gespeel? Want obviously as mens jou Instagram oopmaak is daar 'n klomp bekende gesigte daarop. Dis 'n proper ding. Ek het met Adrian ook gepraat. Hy sê want hulle 3 keer gesponsor met horlosies. So as hy post en hulle sales is deur die dak want almal sien dit. So hoe effek het dit in julle besigheid? Nee, dit is 'n baie belangrike deel. En ek dink ek's nog net op die regte ouderdom. So ons nou gepraat het soos TikTok. Oh my goodness, ek is hier op, ek weet hoe dit werk nie. Ek voel ek is nou eintlik oud. Jy weet, ek sê meer mens kan nie dit nie hê nie. Jy kan dit nie hê nie. Jy moet ek gebruik onder hierdie voorbeeld, soos Coke. Wie weet nie wat is Coca-Cola nie, maar hulle maak dit nog steeds. Marketing is baie belangrik en ek dink dit is iets wat as jy nie weet nie, moet jy iemand kry om te help want jy gaan agterbly as jy nie adapt nie. Jy moet adaptable wees, jy moet. So en ek dink mense wil jy ook, hulle wil mense is nuuskierig, wel ek is. So mense wil weet wie is hierdie persoon en baie keer mense respond jy kan die simpelste goed share. Soos ek het letterlik 'n pasiënt gekry wat 'n small makeover kon prep as gevolg van 'n post waar ek 'n haai gevang in Desember. So wie is hierdie flippin vrou wat 'n haai vang? Dis sy doen tande en toe gaan sy en sy het al so gegoogel en geresearch en toe kom sy en haar vriendin hulle tande hier kom doen as gevolg van 'n haai post en ek het al die meeste respons gekry so oor die salt and vinegar spice. Almal wat soos my pasiënte wat soos ek sit dit op Avon, ek sit dit op mense moet mense wil jou ken, hulle wil jou familie, jy moet ook jou before and afters jou produk, maar ek dink ook hierdie generiese goed nie. Jy moet regtig dit moet die waarheid wees, dit moet authentic wees, maar dit is baie belangrik. Dis moeilik met mediese goed want eintlik mag jy nie adverteer nie. Ons baie jy weet jy kan nie eintlik 'n naam soos aan Touch byvoorbeeld, jy kan nie eintlik 'n naam hê met Dr. Esmerie, dit toy ink wat ook al. Maar weer eens, so daar is jy wil nie maak of jy beter is as 'n ander nie want ons reëls en regulasies en goeders, maar as jy dit nie doen nie gaan jy agterbly. Ek dink jy sal dom wees om nie. You have to. Maar dit speel 'n rol. Dit speel regtig 'n rol. Groot rol. Ja, en sy is goed met dit. So sy het dit regtig, jy kan al pages is goed en al kom baie goed daarvan af. Ek is nog bietjie old school. Ek is daai, sy nudge my eintlik hierso, jy moet leer. Jy moet dit doen, ja. Nee, dit is great. Okay, ek dink laaste 2 vrae wat ek het. Hoe hanteer julle die druk en die stres? Obviously, ek dink en niemand sê dit nie, maar obviously julle het verskriklik baie eisters in die vuur. So dit is nie net 'n normale 2 mense nie, daar is definitief druk en niemand sien dit eintlik nie. Ons het nou daar gepraat. Hulle sien hierdie stappie en dit lyk amazing en dit lyk maar jy kry die maande wat dit of jy kry die dae wat jy nie lus is om dit te doen nie. Jy is nie lus nie. Dit is nie. Nee, ek dink ek kan sommer dadelik daar antwoord en sê dis wat ek nou gesê het, jy het hierdie entrepreneurial spirit en jy kan net go. Ek moet regtig ek kan soos teen 700 kg 'n uur gaan en dan weet jy burn-out balans en daar's Adrian hy's baie goed met balans en ek dink so hoe ek dit hanteer is my man, dis hoekom dit so belangrik is om nie te vergeet van daai deel by die huis nie want dis tog met weer 'n deel en dit is waar ek my strength kry en waar ek rustigheid kry want ek's 'n impulsive mens en ek wil soos wat hy nou gesê het, soos elke idee, soos yes, let's go. Ek dink ek sal 10 besighede gehad het as ek nog meer ure in die dag gehad het, maar jy kan nie, soos mens is nie
superhuman nie en jy's 'n ma en jy's 'n rosba. So ja, soos Adrian maak my rustig, hy praat my moed in, hy soos weet dit so ek dink jou support system wat jou regtig kan is mekaar beter maak. Verstaan? Nie iemand by wie jy gaan ja, die lewe is so negatief. Iemand wat jou regtig kan opbou. So ja, dit is een way. En ja, ons try regtig soos ek sê tyd maak om te rus. Nie so baie soos wat ek dink partykeer mens moet nie. Jy word partykeer geforce om dit te doen. Maar ek dink dis belangrik. Dalk is ons nie so goed daarmee nie, maar dit is raad wat ek vir mense wil gee, as jy moet balans, jy moet dit. Ja, dis ongelukkig iets wat jy moet oefen. Dit kom nie natuurlik nie. Want jou natuurlike impuls is om nou te hardloop met wat goed doen. Jy weet, of om hierdie ding te gaan doen. Of dis maklik om dis moeilik om die kinders, dis moeilik om 3 kinders te hê. Dis moeilik om hulle deur te vat as dit skoolvakansies is. Soos hierdie week, ek werk van die huis af. So dis rof. Dis moeilik om dit te doen. Maar jy moet kind of inoefen en ek sê nou dag ook, ons kan eintlik beplan. Mense luister, ons werk nie in Junie nie. En dit heeltemal anders hanteer. Ons gaan dit volgende jaar. Okay, maar hoe hanteer jy druk? Wat doen jy om die druk ligter te maak? Ek weet nie eintlik of ons spesifiek iets is. Partykeer Jy gaan skiet. ek kan skiet. Ek try baie sulke goedjies doen. Jy weet, soos op die plaas uitkom. Ons het bietjie wild op 'n plaas, so 'n langtermyn projekkie, so ek gaan kyk of loop die bokkies nog. Ons was nou China toe, ons het kind of dit was bietjie besigheid, bietjie net soos ek raak as 'n kind gevoel, dit was so cool. Ons was daar na 'n zoo toe, like letterlik ek het dit gelaaf. So ons doen sulke goeders. Net raar as is en Niemand kan net go nie. maar ja, ek kan dit nie alleen doen nie. Ek dink ek rely ook baie as op Janie byvoorbeeld. Sy's regtig vir my 'n huge support system. En my ander vriendin ook Michelle, is my beste vriendin al vir soos ek weet nie 17 jaar van ek 17 is. So ja, 17 jaar. Dit is wiskunde. Ek chat met haar elke dag en ek wil sê moan of net 'n oor om te luister en dan voel mens weer beter en ja, gaan kuier vir haar partykeer en ek vat net 'n vinnige 3 dae en spandeer regtig net quality time met haar ook en ja, ek dink dit is hoe Lekker. Julle, super dankie. Dankie vir jou. Dankie. Ja, Ja. is daar nog iets wat julle wil aanraak? Nee. Nee, dis regtig vir my is dit 'n amazing voorreg. Soos ek julle gesê het in die begin, dit is amazing om 'n storie te kan hoor soos julle sin. Julle is nie net normale mense nie, maar soms moet mense terugkyk en net dink, okay, hoorie, ons het hier gekom en dan hoe handle ons dit nou hier? Want dit is belangrik. En baie keer ja, dit is daai work-life balance is crazy. Vir my ook al hierdie goedjies is nice, maar soos jy gesê, dit help nie bou goed op en vir wat wil jy Vir wie? verstaan jy? Ja. So dis eintlik waar jy fokus moet wees. Ja, Ek het super baie geleer en baie dankie vir die tyd. Dankie vir julle.